Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dankie dat jy die week weer inskakel, saam met ons groei en waaroor ons praat is net algemene praktiese beginsels vir 'n droomlewe. Ons het nou seker week, maande gepraat oor drome, gedoop met 'n droom. Dit het begin met Pinkster, praktiese beginsels, verskillende fases van drome, jou shape. Ons het gekyk na die esse, verskillende esse, skryf dit, sien dit, sê dit, al daai dinge. Nou net algemene praktiese beginsels vir drome. Laaste week wat ons oor drome praat. Matteus 14:28 sê die volgende. Petrus sê toe vir hom: Here, as dit regtig U is, laat my dan op die water na U toe kom. Kom dan, het Jesus gesê. Petrus klim toe oor die kant van die skei en begin op die water na Jesus toe loop. Nou ons almal ken hierdie storie, of meeste van ons ken die storie van Petrus wat op water loop. Die beginsel is, iewers moet jy uit die boot, hulle praat van die boot van gemak, boat of comfort. Iewers moet jy uit die gemaksone uitbeweeg. Baie min mense het die luxury om 'n droom te pursue terwyl hulle nog gemak aan die een kant, sekuriteit aan die een kant behou. Die meeste drome vat dat jy uit die boot uitklim. En dis maar deel van ons vrees, dis deel van ons verskonings, dis deel van ons ongeloof, en ek verstaan al die dinge, ek's presies daar. Ek moes uit 'n boot uitklim om Amerika toe te trek. Ek moes uit 'n posisie uitgaan om ander mense aan te stel. Ek moes uit gemak uitgaan en in ongemak ingaan om te groei, om by drome, groter drome, planne uit te kom. Ek net oor hierdie storie. Ek dink nie Petrus het daai oggend wakker geword met al my droombeginsels nie. Skryf dit, sê dit, sien dit. Ek dink jy het daai oggend wakker geword sê, ek wil vandag bietjie op water loop hê. Maar omdat Petrus so, kan ek sê, gelowige bold mens was, toe die opportunity kom, toe was hy gereed. Jy sien, jy oefen ook 'n droomspier. Jy oefen ook 'n gelooflewe. Baie goed droom jy nie eers nie, maar as die opportunity kom, skielik moet jy besluit. Moet jy reageer? Moet jy vir iemand bid in 'n winkel? Moet jy met iemand gaan praat, iemand vreemd? Jy moet kontak maak, jy moet 'n hand uitsteek, jy moet groet, jy moet engage. As jy nie gewoond is aan waag en droom nie, dan kan jy nie op die water loop nie. Ek wil vandag vir jou bid, dat jy daai boldness sal kry, daai confidence sal kry, daai geloof sal kry om te sê, Here, as die geleentheid kom, wil ek op die water loop. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Petrus. Ja, hy het baie foute ook gemaak en ons almal ken al sy stories, maar Here, Petrus was gereed geweest. Hy was always ready to go. En Here, dis hoe ons wil leef. Ons wil gereed wees. Ons wil geloof hê. Ons wil vinnig kan reageer en besluit wanneer ons voel die Heilige Gees sê iets. Here, help ons daarmee. Kom ons ongeloof tegemoet en maak ons bold, laat ons sal gaan en doen wat U van ons verwag. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.